Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke Vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, naamlik digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer. Nou verstaan ek hoekom ek uit grappies uitgehardloop het. En dat jy sê dis die 19de episode. Jy het net 17 grappies gehad. Ja, en die een het 2 keer vertel. Maar jy kan ChatGPT, baby. Kom aan. As jy verskonings vir goeie grap. Ek het hom vandag getraai. Het jy al getraai? Ja, dis nie op my vak nie. Ek sal hom net nou vir jou vertel. Ja, ek het gister nog al 'n oulike ervaring met ChatGPT gehad. Wel, Bing is nou, Microsoft doen nou baie mense oor te kry om hulle browser te gebruik en hulle search engine. So hulle bou nou hierdie tool in het in. Hulle is die beste op hier staan. Ek het genoem ver en is in terme van jou search engine en ChatGPT is Bing. Ja, the man. dis actually Bill is the man. Nooit gedink ek sal daai skuif maak nie van Chrome en ja. Waar ek gebruik actually DuckDuckGo as 'n search engine. Dis lekker, dis 'n bietjie meer privaat, maar nou wat ek toe insit en ek sê skryf vir my of gee vir my al die instruksies om 'n automation in my rekenaar in te sit vir die volgende workflow wat ons elke dag doen. Naamlik, soos vir ons is 'n ding, as ons e-mails in folders sit, dan wil ons eintlik daai mail as 'n PDF ook download en op 'n sekere manier rename, om hom weer te kan upload in 'n file sharing ding in. So, maar dan manually, 100 e-mails 'n dag, is dit soos 1 vir 1 vir 1 vir 1. En dit pla my al jare, en toe dog ek, kom ek vra, gee vir my, toe ek 'n bietjie gewerk daaraan om die instruksie reg te skryf en te weet, okay, hoe doen soos Apple, Mac, automations, hulle noem met 'n automator, en jy moet praat van, moet sê, if necessary include this and this and whatever. So ek het mooi die parameters daarvan uiteengesit, en toe kom daar mooi stapsgewys op hoe ek hierdie automation in my rekenaar kan insit. Dit was nogals handig, ek wil dit nou nog behoorlik gaan implementeer, daar's 'n paar gaps, maar ek kan sien waartoe dit gaan, dat dit is 'n ja, dis en ek eers sê net hallo. Hallo. Dis ek is dadelik soos maar dis ook nou, ons het nie 'n live, is nie 'n live, is so 'n bietjie weird aan die een kant, maar aan die ander kant is nou, ek wil sê, hier is nou 'n klassieke 'n potgooi episode, maar goeiemôre, of ek wil sê hallo, maak nie so vir goeiemôre te sê nie. Dis nie meer slot gooi. Dis nie 'n slot gooi, jy weet. Een live slot. Jy weet het, so is lekker, Murray Dekker, die oorkant my, Ernest Stander, sy goeie vriend in Oompieu, net so te loofs, nee, ek het nou met 2 ouens gepraat, dan sê hulle, ja, daai gesprek, veral toe Pew gesê het, jy weet nie vinnig jy besig is om Pew te word, en Dewald, ons goeie vriend Dewald, toe sê iets Dewald,
O ja, die had in die bed. Die had introvert oomlik. Hy het gevries voor die mikrofoon. Die had jou blikskorrel. Wat hierdie goed gebeur. Die het is in die lang naweek mode of mode diep in gefamilie. Maar lekker om terug te wees in die atelier. Voor ek vergeet, ons gaan 'n bietjie ek wil eerstens dankie sê vir die ouens daar buite, jy weet. Het klink so klisjéish, weet, het klink amper cheesy of kaserig, maar weet jy, ons doen hierdie, as daar nie luisteraars was daar nie rede om dit te doen nie. En ek kan eerlikwaar sê, jy weet, oor die jare met klipkouers, weet, ouens stuur vir jou e-mail, ouens maak stupid comments wat hulle geban en delete word. Jy ontmoet pelle wat se pelle, weet, fans is en jy kry positiewe terugvoer. En ek sê het nie ligtelik is 'n riem onder die hart. Ek klink ook kaserig, maar dit is regtig vir my. Ons like kaas, bra. Ons like kaas, bra. Maar nou met ek sê wel die teenoorgestelde gekry. Dit kon niks absoluut terugvoer nie of korrek. Nou ek wil sê daai is meer die geval is nie. Dis is geen terugvoer nie. En een van die plekke waar ek dit sien en ek wil julle ouens herinner, jy weet nou daar luister. Klipkouer, om Vaders naam asseblief, as jy hou van wat jy hoor, gaan subscribe, gaan los 'n review. En ek weet daar's 'n rede hoekom almal dit altyd op YouTube, want as jy hou van wat jy sien, drukkie notification bell, jy weet, subscribe, want dis hoe die algoritmes dit optel. Soveel te meer met Afrikaans. As jy nie reviews los nie, as jy nie subscribe nie, dan tel dis hoe dit die koring van die kaf skei. Dis die hele ding en ek sê Afrikaans is weggesteek op 'n goeie dag is Afrikaanse inhoud weggesteek. Want die algoritme tel dalk meer besigheid op. Nou kyk jy besigheid, sure, nou voer hy jou nog meer Amerikaners met besigheidskontent. Hy gaan nie vir Afrikaans aanraak. Dis absoluut. So ek wil vir die ouens wat, en hier is die punt van my storie, asseblief subscribe, asseblief, want ek het ongelooflike terugvoer gekry die afgelope, ek sou sê 3 maande. Ongelooflike terugvoer van senior ouens. Die een ou, shout out vir Peer. Peer is 'n pel van Engeland. Ek sê ou koshuisman, bietjie voor ons kom uit dieselfde koshuis op Koffsies. Maar hierdie ou is 'n heavyweight. Hierdie is nie 'n Mickey Mouse ou nie. En sy WhatsApp vir my die dag dat behalwe dat ons mekaar per ongeluk in Hartenbos kry, toe vir die week daar met vakansie. Sy vrou post, dis nou die beauty weer van Facebook en waar is julle? Ons is hier, kos breakfast. En hy sê vir my in sy WhatsApp, hy sê vir my, vat julle content wat ons hier doen is wêreldklas, sê hy, verkoop dit aan RSG. Nou gegil ek so half skaam. Ek sê vir hom, nee man, hierdie ouens. Hy vra vir my toe, my sien het jy toe, hy sê vir my, al RSG, toe vir RSG gebel. Ek sê, nee man, hierdie ouens werkies. Ek het 'n please kom nie gestuur, hulle het niks gestuur. So dit werkie, maar wat 'n kompliment. En ek wil vir julle ouens dankie sê, want hier is dis die DNA, dis ons, nee. So daai terugvoer, natuurlik aan ouens, en ek wil jammer sê, is my skuld ook, waar ouens sê, well, waar is julle, wanneer drop, hoe sê jy nou, wanneer drop julle volgende show? So die reaksie ook van, waar is julle nou? Element of surprise. Jy weet, ons maak jou honger, die peanut butter broodjie is weggesteek. Maar, wat se kouse is daai? Peanut butter. Blackhead. Nou is dit. Gaan ons om lunch. Maar net in jou wêreld weet mense wat dit 'n ander betekenis is. Nee, ons wêreld, my wêreld sit net, dit is Elon Musk hulle. Maar anyway, ek het nou genoeg gemompel, maar ons is terug. Ek dink ons moet 'n bietjie ek wil sê wat is regte woord, 'n bietjie hervorm ook. Ons is gehervorm, so ons gaan nou, en natuurlik ons eksperimenteer maar met goed dinge verander. So ons kyk om nou ons sê laaste Vrydag van elke maand sal ons 'n show drop.
En ek dink ook realisties ook, ek het vir ons ook gesê, ek wil daai eMag, ek is adamant om die eMag consistently te launch, maar dis sulke goedjies wat, ja, ek commit tot dit om te sê, een keer 'n maand, maar daai eMag, daai digitale tydskrif is op pad, en ek dink dit sit mense onder minder druk ook. Ek dink dit is belangrik as ons een keer 'n maand kan opdaag, die content is daar, ek dink die content kan beter selfs wees, omdat ons een keer 'n maand, maandse, ek wil sê, vleis en goud bring. Maar as jy sê, dit sit ons onder minder druk, die content gaan beter wees. Absoluut. Ja, baie beter. Hoe sien Jy het 'n maand om nou voor te berei. Hoe sien mense 'n content met 'n poeselig? 3 question. Content. Ja. 'n Boeselig is 'n veertjie, nee. Dit is nie 'n speedkop met 'n flits nie. Jy onthou, dis mos die ou grap. Of 'n atoom. Dis 'n atoom. Dis 'n atoom, so ons praat wetenskap. Maar in elk geval, ek het nou hierso met 'n helse angle gekom, maar het is lekker om julle weer hier met julle te sit. Sê gou, ons het hoe gaan dit met julle? Dit is al 'n rukkie, ons het lanklaas. Ons chat so tussenin. Maar ek dink Ernest, ek en jy het mekaar letterlik 'n maand laas Die minste, ja. gesien. Is nog voor jy met vakansie gegaan het. Ja, baie lank klas gesien. Ja, die dinge gebeur. Ek moet sê, hierdie jaar voel nog vir my unreal dat ons trek waar ons trek. Bly die Mei. Ja. Nee, dit is crazy. Dit is rarig, en nou dag ja. toe sê iemand vir my, ja, dit was omtrent so 3 maande terug. Toe sê ek so, laas jaar. Dis nie, hè? Dis nie, Dis nog steeds hier. Februarie. Ja, beweeg reguit oor van voorspoedige nuwe jaar na, het jy al planne vir Desember? Ja. Dit voel so ja, nee, dit voel vir my nie werklik hoe vinnig die tyd gaan hierdie jaar nie, maar ons is besig met 'n klomp goeders. Daar by Boerfin, klomp positiewe goed en ja, ek is baie excited. Maar jy met 'n bietjie, as ons net gaan check, let's unpack 'n bietjie ook. Dit is goed om te hoor wat aangaan. Ek dink veral nou wat ek wil sê my maand is agri maand, nee, jy weet, Nampo gebeur, so ek dink kom ons praat 'n bietjie landbou en hoor wat daar gebeur. So die eerste ding wat nou in Boerfin spesifiek, dis nou nie landbou nie, maar een van die dinge wat my op hierdie stadium besig hou is Boerfin is op soek na 'n nuwe huis. Vir ons staf hier in Pretoria, so ons kort bietjie nuwe plek. So ek sien kantore wil julle in wat is julle spesifikasie waarna julle op soek? Wat se tipe ek wil hê daar moet springbokkies kan wees. So, en die kombuis. Ja. En in die tuin. Ja. Nee, so ja, ons wil op hierdie stadium is ons in Centurion in 'n office blok op die 3de vloer en dit is nie hoe ek die Boerfin vibe en ingemeng met die res. Ja. Jy wil graag prominent wees en uitstaan. Maar ek onthou ons spot nou oor die springbokkies, die ander tipe wat nie 4 bene het nie, maar ek onthou van die begin af, jy het 2 bene of in 'n glasie. Man, oor as 3 verskillende springbokkies, dan 4 been, 2 bene in 'n glasie. Wat jy by vertel het van die plek waar daar bokkies en goedjies rondloop, nee, so ek dink daai is nog van die begin af iets wat vir jou belangrik was. Dit is, ja, is van die begin af my visie gewees vir Boerfin is om 'n lekker working environment te hê waar jy so bietjie voel jy's buite die corporate spasie, bietjie 'n gerelaxte atmosfeer. En dit vat toch al iets om het te own, nee, want ek was al by besighede wat op die outskirts is, en net omdat jy al ry mens in elk geval sê net maar 5 of 10 of 15, 20 kilometer na 'n vergadering toe, typies om in watter rigting het ook al is, sodra jy 'n bietjie meer na die outskirts toe gaan, dan voel dit of jy iemand 'n moerse end laat ry. Ja, weet wat ek sê, dat soos as jy in die stad en ek ben nou, dit is eintlik erger om deur 'n besige deel te gaan, maar as jy soos met bietjie op die peripheral gaan, dan soos, is hierdie ouens se. Maar as jy dit regtig kan own en jou span het 'n buzz en daar's 'n kultuur in die kantoor en jy weet soos jy sê die corporate image pas eintlik in. Jy is soos 'n kantoorgebou met 'n klein boerderytjie om hom amper, jy weet, dit is daai beeld. Maar dis nie verder nie, né? Dis nie verder nie. Ek bedoel as jy dit voel weird om uit te ry. As jy van Mainland af Linwood toe ry, vat dit jou 20 minute, 25 minute. So om nou net van Linwood af 20 minute uit te ry. Ja. Dit is beter om as om in 'n wel, van hier af is dit
minder as 20 minute, nee, Ja. daar waar julle nou, is mos Grootfontein omgewing wat Ons wat kyk die onder versier het, andere in die Grootfontein area. Is dit dan Vandag nou by Bronkhorstspruit? Dis net die Delmaspad. O, daar waar jy, daar by Sinovich nog. Jy sê Sinovich, Dit presies. Grootfontein. Ja, Dis mos jou buddy is daar, maar jou buddy is ja. daar so, ja. Hy boerbuddy. Buddy. So ek het nou dan gaan kyk na daai een eiendom in Grootfontein wat actually die perde en die bokke en al daai goeders het. In Sinovich. In Sinovich. Hy's heel eerste een op die hoek is hier van Ek dink ek weet wat erin dit is. Dis op die linkerkant. ja, op die linker daar's Ja. lamas. Ja. So ja, die ou is nie eintlik die eiendom sien die mark nie, maar toe ontmoet ek die ou toevallig wat die eienaar van die plek is. En hy sê maar kom kyk na die plek. Nee, mag. Ek wil dalk een van die daar Kaap toe gaan. So, ek wil my kyk. verstout om te sê, daar is al die eiendom in die mark. Jy Ja. kan omtrent na enige met toe gaan, almal soos, yes, ek nou kan uitcash. Ja. Ja, maar daai is weer vir my net so kragtig, daai voorbeeld, Ernest. En dis ook altyd sê, jy weet, wat ons sê, what you focus on expands, nee. En jou bewustheid en die frekwensie. Ek sien nou dag 'n voorbeeld van frekwensie. Kyk, hulle praat mos nou van ons vibreer. Ons is frekwensie, ons is energie. So ons vibreer op 'n sekere level en jy trek aan op dieselfde frekwensie wat jy op vibreer. Het sy sleg, negatief. En toe wys hulle hierdie voorbeeld waar daar's ek weet nie of jy al gesien het nie, so het mos nou hierdie is soos 'n wishbone, daai klank dinge bang vibreer hy, né? Dan sit hulle ek dink ek het nou vergeet wat die megahertz was of frekwensie, dan sit hulle soos 'n balletjie wat lê teen hierdie ding. Met ander woorde, jy kan nou sien as die ding vibreer, dan spat die balletjie. Dan vat hy frekwensie wat nie dieselfde is as hierdie ding wat nou teen die balletjie is. En nou, slaat hom, gebeur daar niks nie. Die oomblik wat hy die selfde frekwensie wishbonetjie hier slaan en hy vibreer op dieselfde sien hoe spat die balletjie. Aan die ander woorde, die frekwensie aan die buitekant wat resoneer letterlik met die ander kant oor 'n afstand en hy vibreer. Dit resoneer nie net nie, dit reageer Dit ook. reageer, Ja, dit reageer. gevolg daarvan. Ja, so daai om te sê, en toe moet ek eienaar. Wat is die kans? Nee, Yes, wat is die kans? Jy fokus daar, ek weet daar's jy het jou versier daar. Dit kan partykeer negatief ook wees, want ek het nou lankal gedink, Jessie, ek sal like om vir my mooi BF Goodrich all-terrain tyres op my kar te sit. Gister toe kak een van my tyres. Kry jy sidewalk kat. Ja, it's not getting what you want, it's wanting what you get. Nee? Ek so Ja, 10 jy- centimeter sny in my sidewall gister opgedoen. Ja, jy manipuleer bietjie die realiteit. Ja, As jy dan soos nie is. boondes gaan ry. So ek was nie heeltemal gereed vir die ene. Ek het gedink in Ja, wel nou het ek jou price tag gehoor, dus jy nou Dit ook was die 5 law of moet koop. attraction, dat soos die law of vibrations, in die law of attraction, the secret, daai Think and Grow Rich van Napoleon Hill, wat baie en Nikola Tesla, baie van dit het, van daai ouens se teorie het eintlik neergekom op law of vibrations, en ook baie van die mystiese, geskiedkundige, religious and spiritual texts, verwys ook in 'n manier daarna, jy weet, in terme van een manier om dit dalk te sê, soos 'n spirit, jy weet, 'n ding wat 'n sekere frekwensie baie sterk kan vat en huisves en amplify, maar ek dink soveel as wat daardie ding is van the law of attraction, in soverre as wat dit praktiese realiteit is, ek glo regtig in the law of attraction, ek glo regtig in vibrations en hoe sterk, en ek dink ook dit is waar gebed en meditasie baie sterk raak is. Dit vat ons eintlik in 'n plek in waar ons intap in daai energie en nie net probeer operate in dit nie, maar regtig in dit in gaan klim en deel van die rivier en die stroom word. Maar daar's ook 'n ding van the law of figuring shit out, want net soveel soos wat ek op 'n ding fokus en my emosies en geloof agter dit sit en dit met visualization en faith realiteit maak nog voor dit bestaan, is dit ook my brein se werk om uit te figure en planne te maak. En partykeer dan dink ek ons subconscious mind is so sneaky of is so takties dat dit ons conscious mind partykeer bullshit, want dit weet dit gaan in die pad kom. Dis soos ons gaan hierdie selfs vir die baas moet wegsteek sodat die baas kan kry wat hy wil hê.
En want weet partykeer dan so kom maar goed na jou toe en dis soos Jesus, dit coincidence, dan sit soos there's no such thing. There's no such thing. Maar dan aan die ander kant partykeer maak ons ook dinge gebeur. Dit is so, maar onthou daai wat ook vir my interessant is, ons kom weer terug na systems, nee. So baie ouens weet wie is James Clear, with Atomic Habits. Ek kry elke week sy nuusbrief, hy het vir my beautiful nuusbrief, hy het altyd 3 gedagtes, hy vra, soos elke week, vir my baie kragtig, en die hele punt is, en ons weet, dat gewoontes of habits, jy val terug na jou systeem toe, jy default na 'n system toe. Nie, met ander woorde, en ek wil systeem is 'n proses, is wat is jou, ek staan op en ek doen A, B, C, met ander woorde, gewoonte is wat, ek wil amper sê, jou red van jou subconscious, nee? Want subconscious gaan jou hijack, soos jy nou tereglik sê, maar as jy 'n systeem het van ek doen, as ek opstaan, gebeur A, B, C, soos tandeborsel, dis 'n systeem, nee, ek wens ek kan alles so goed doen soos my tandeborsel. Elke woensdag. Jy weet het. Maandagoggend na die naweek. So daai, want anders jy gaan jouself goed oortuig of voel of wat ook al, so jy kan dit nie oorlaat aan subconscious of emosies for that matter nie. En uiteindelik met jouself trick om, as 'n kind is jy die slaaf van jou impulse en dan hoe ouer jy word jy die slaaf van jou gewoontes. Maar ons kan ons gewoontes manipuleer, deur onsself te manipuleer en te trick in 'n manier wat ons in 'n ander default setting ingaan. Ja, en terselfdertyd kan ons... En meditasie. Onthou, ons kies Ernest, ek wil nie aangaan nie, ek het nou die dag, ek ry uit die park uit, seker so bietjie meer as 'n week gelede, is die aand, ek kan nie wat ek hier aangevang het nie. En ek het die radio aan, ek het .fm, en daar's nou daai, net na 6, die business deel, altyd die Warren Ingram van Go, maar dis toe, ek hoor toe is 'n girl wat toe nou op die show is, maar klink skerp, weet, en sy het onderhoud met hierdie Benny something, hy is die CEO van Capitec. En as ons ook nou die Stellenbosch of deel van die Stellenbosch mafia of 'n nuwe generasie Stellenbosch mafia. En weet jy dit? Want hulle kap het ek. Dis ek. Capitec ek. Maar interessante ding dat die ou eindig die onderhoud, behalwe ek hou van wat hy sê, ek weet hulle 20 miljoen kliënte, nee, across the board. So hier is dit amazing data. So hy het 3 goed gesê wat my byval. Hy sê dat ons het interessant, hy sê as ons kyk waar ons voor COVID was, want hierdie gaan alles oor mindset, so ek wil sê ek sluit aan by voor COVID is ons eintlik 1,5% is prima meer as voor COVID. Aan die woorde, ons kom van 'n lae base post-COVID. Aan die woorde, alles het skielik ontplof daarna en goed gelyk. Nou drop ons terug na 'n realistiese level toe, of in hierdie geval gaan prima op. Nou dink almal ons in ons kas in. Jy weet, 4% later, 3%. Nee, ons is 1,5% meer as pre-COVID. Wat nie lekker is nie, maar is nie 'n krisis nie. En hy kom toe en hy sê, die 2 belangrikste goed wat vir my Suid-Afrika op, en toe sê hy, nommer 1 is jou mindset. Hy sê, as jy nie op positiewe goed gefokus is nie, sal jy nie die geleenthede raak sien nie. Korrek. Jy gaan dit alles as probleme sien en... Korrek, is weer what you focus on expands. Jy gaan net meer sien van wat jy soek. Yes. En tweedens, toe sê hy, ouens, julle moet verantwoordelikheid neem. Hy sê, hou op om vir die regering te wag. En ek wil sê, ons weet dit. Ek dink as entrepreneurs weet ons dit al lankal. Maar steek hand in eie boesem. En daar is nie wet en initiatief. Daar is geen wet nie. Inteendeel, trek jou vinger uit en baie belangrikheid weer beklemtoon. Dis entrepreneurskap sal hierdie land red. Daar is geen ander angle wil ek sê. Ja, realisties nie. Ek het 'n familielid wat baie slimmer as ek is. En ek het al in gesprekke met die persoon het ek al gedink ek is bly ek is nie so slim nie. Want daai persoon kan net die negatiewe goeters baie beter as ek raak sien. Sure. En 3, 4, 5 stappe verder die negatiewe goeters gaan soek. En daai persoon is ook nie meer in Suid-Afrika nie. Oordat hulle die te goed was in hulle voorspellings. Te goed is in
negatiewe goeders raak sien. Ja. So nee, wat dan is ek Hulle het op bijvoorbeeld gesien hoe klomp Suid-Afrikaners migreer, nee. Ja. En hulle is Maar jy weet, daar's ook 'n ding wat vir my ander sê is, as jy so slim is, maar jou lewe is nie vir jou lekker nie, hoe slim is jy nou eintlik? As jy nie dit vir jouself kan regkry nie, en al wat jy doen met jou slimmigheid is om dit vir jouself sleg te maak. Yes. Hoe slim is jy nou? Jy weet, wat help dit jy kan daai goed so mooi verstaan, dis soos 'n Maar dit is dan, kom terug na analysis paralysis toe. Ek het onlangs met 'n ou, ek sit met 'n ou en ek moet sê dit is, en daardeur sê ek nie ek is so slim om 'n ding te ontnonsens nie. Dis een ding wat ek weet ek kan doen. Ek kan nie vandag hoe implementeer ons hierdie gedagte. Met ander woorde, ek kan die teoretiese bullshit vandag ryk en sien of die oorkomplikasie van 'n situasie. Dis 'n baie dinamiese jong man. En ek sê vir my hierdie idee en hierdie ou praat en ek sien en na ruk raak ek sommer, ek kom agter ek kan nie eens meer stil sit nie. Want dis soos jy verstaan nie hoe jy nou net hierdie idee gekompliseerd gemaak het nie. Maar jy kan sien, hy is in die mielieland. Hy is soos en as ons nie hierdie tegnologie het en daai 5 prosessors daar, kan ons nie dit doen nie. Okay, ek weet dis waar ons wil eindig. Jy weet 'n ding wat 1000 kliënte kan prosesseer, maar huidigelik wil ek net 10 ouens vandag bedien om te kyk of die idee werk. Ja. Jy weet, dit is nie kompleks nie. Ons kan kry gou 10 ouens en ons doen dit manually. Ons kan later oor die nuwe superrekenaar wat ons gaan moet bou en minimum viable product, MVP. Ons al oor gepraat, dit MVP. Ja, en daar's ook 'n ander ding wat ek geleer het van wat hulle noem solutionizing, is om te wil spring na 'n oplossing toe, voor jy regtig die probleem en die konteks en al die omstandighede verstaan, en al die assumptions getoets het en so, jy weet, soos, daar kan ek, as ek kan terugverduidelik, ja man, daai wat daar gesê het, is die waarheid. As jy dit en dit en dit het, kan jy die volgende reg kry. Soos, sure, as assuming all of the following. Ja. Maar waar ek nou is, kort ek 'n ding wat nie gebaseer is op te veel extra assumptions nie, iets wat onmiddellik implementeerbaar is. En dan baie kere moet jy eers die probleem, weet, dis 'n snaakse ding, want aan die een kant praat ons net van negatief wees en die probleem te goed verstaan en so slim wees dat jy jouself uit die game uit psych, want jy is so gefokus op dit, maar daar's iets anders om te midde van daai eintlik sinies die probleem te analiseer met die oog op 'n oplossing. En sê ek gaan hierdie probleem so goed verstaan sodat ek die oplossing so goed kan ontwerp. En dit is anders. Dit is nie negatief nie, dis ook nie ignorant nie, maar dis ook nie blind optimisties. Yes. Maar distraksie gedrewe. Ek dink dit is selfs met, en dis kom terug na jou punt van MVP toe. Dis beta daar's net een manier. Dit is jy kom uit die blokke uit. En uit die blokke uit, en dis al wat sê daai, hoe sê jy? Ek sê dis die beta manier. Dis die beta manier. Dis die baie beta manier. Dit is makliker om die stuurwiel te draai as die kar beweeg. Yes. Dis so eenvoudig soos dit, nee. En ek dink dis en by the way, dit is moeilik. Aksie is moeilik. Dit klink as aksie so maklik was die wêreld baie anders gelyk. Dis moeilik om oor te gaan in aksie en is nog moeiliker om weet daai eerste rand te genereer. Dit is moeilik om die stuurwiel te draai ook as jy eers beweeg, want partykeer as mens eers traksie kry en daar's momentum, is dit soos ek het nie nou tyd vir enigiets anders nie. Ek het nie nou tyd om my saag te gaan skerp maak of om met die salesman te gaan praat oor die tool wat my gaan help om hierdie beter te doen nie. Ek het nie nou tyd om in die regte rigting te ry nie. Ja, soos vir my, is 'n bietjie waar ek nou gekonfronteer is daar soveel fokus op die core business, dat groei, wat mens eintlik sou sê is meer die plan as net oorleef, kry nie kans nie. En dis miskien om het net bietjie te extrapolate na die general toe, dis dalk 'n algemene ding ook, soos wat jy sê, Jock, dat ons is so stak in ons probleme, dat ons as entrepreneurs nie noodwendig besef wat 'n geleentheid om iets te doen oor iets wat ons dan nou so goed verstaan, actually uitgerig te kry. 'n ervaring wat ek so 'n paar jaar terug gehad het met die
minimum viable product. Dus ek het in eiendomsbelegging het ek 'n idee gehad en ek was so confident in my idee. Ek was 100% confident hierdie idee gaan my next level vat. Ja. En ek weet toe nou besef om hierdie idee optimaal te implementeer, gaan ek sê maar vir argument so daar wil trend R1 miljoen nodig hê. Ek was op die punt om kapitaal te begin te reis om hierdie idee te implementeer en ek dog toe by myself, elke liewe persoon wat ek gaan vra om te belê, gaan vir my vra maar hoeveel kliënte het jy op hierdie stadium? En toe dink ek, so kom ek kry net gou daai eerste 50 kliënte en dan gaan ek na die beleggers toe en in daai 50 kliënte het ek al die gaps in my plan gesien en was ek so bly ek het nie 1 miljoen van die begin af gehad nie. Stap 1 is regtig kry die eerste 50. Yes. Want eers dan weet jy, al is dit hotdogs, jy sê die verkeerde sous gekoop het, jy weet of iets, jy weet. So voor jy die sous in bulk gaan koop, koop maar eers dit in klein maat. Koop by die Pick n Pay, die blikkies. Kry net eers jou eerste 50 sales of jou eerste wat ook al en dan, as jy dan nog seker is, gaan jy groot. En ek dink ook, jy weet, daar's iets daaraan vir my wat soos opgewonde raak oor goeders, oor opgewonde en ek leef my in 'n visie of in 'n gedagte of in 'n idee en ek weet, so my pot sê jy bou die lugkasteel en jy trek in hom in. Weet ek beweeg ek leef al uit daai plek uit, jy weet. En maar dan maar die excitement in itself het ek nou myself uitgevang is eintlik vir my die lekkerder deel as om daai gevoel van in die kasteel wees is vir my genoeg eerder as om 'n klein kasteeltjie van my eie te bou. Yes. Maar ek dink daarmee is daar ding dat daar's ook iets om opgewonde te raak oor die klein produkkie en om daai basiese beplanning met net soveel entoesiasme aan te pak en eintlik die hele tyd daai opgewondenheid te hê van okay, solank as wat dit beweeg kan ons iets hiermee doen en kan ons dit stuur en ek moet sê, dit is een van my grootste vrese in my wêreld en dit is iets wat my absoluut dryf is daai dat ek so bang is dat ek die kastele die hele tyd bou en feed van daai lekker af en oor 20 jaar nog steeds is waar ek nou is, maar nog steeds kasteeltjies bou. My maale het sulke vriende wat hulle het elke nou en dan begin hulle 'n nuwe ding. Dan verkoop hulle energiedrankies vir golfers en dan sit die ding en dan sit daai ding en hulle bou daai kasteeltjies maar selfe plek is 20 jaar terug. So dit is die ene wat my dryf en my vrees is, dink ek. Ek dink en daai is baie belangrik. Ek dink ek het al veel storie vertel wat ek eendag met 'n ou gechat het. Ek dink selfs met voor klipkouers wat ons sê klipkouers son. Dit was net 'n extension van die klipkouer brand, maar hy sê toe ek het idees en goeders. Hy sê toe vir my nee, hy sê entrepreneurs se gevaar, hy sê ons het dit ook gedoen in hulle organisasie. Hy sê ons hou van skep. Soos elke keer raak jy excited as jy iets nuuts skep. En ek het nou daai tyd, klipkouers, boerpot, nostalgooi, pot of gold, elke keer Bouma, elke keer pot koffie, jy raak excited. Hy sê maar al wat jy doen is jy dilute die core brand. In hierdie geval is dit klipkous. So elke keer as jy met iets nuuts kom, verwater jy die kern handelsmerk. Nou behalwe ek wil sê uit 'n bemarkingsoogpunt dat jy verwatering van die werklike handelsmerk, dis 'n verwatering dink ek dood eenvoudig van jou strategie, jou denkwyse en dan is dit weer ook dis soos die eerste gedagte is verwatering van strategie en handelsmerk. Tweede is dit weer daai longevity. Ek kyk gister op YouTube 'n kanaal, dis die ou wat is 'n Aussie wat Ugg boots gelaunch het daai tyd. Egg boots in die Kaap. En ek wil, wat is Ugg boots? Is actually maar net bloody wolslippers, nee, Porsche wolslippers. So dit is 'n $2 billion company. Het hom 20 jaar gevat om hom te bou. 20 jaar. Kyk, daai nederige ou skaap pantoffels wat hy aangetrek het toe hy gesurf het in die koue water in Malibu 1 jaar, wat net ou, dis pantoffels. Jy weet, maar die punt is 20 jaar.
En dan vertel hy ook vir jou weer eens die pyne en die goeders wat hulle deurgegaan het, waar hy selfs in jaar 5, 6, dan doen hulle 'n paar miljoen units 'n jaar, maar hy maak nie geld nie. So daar's ander realiteite wat daar gekoppel is, maar moenie dink as jy, ek wil weer sê, focus trumps everything, nee, en op einde van die dag. Maar dis die verwatering wat die gevaar is. Ja, en ek dink daar's 'n naïwiteit om na iets te kyk wat 'n mens nog nie gedoen het nie, en dit oorvergemaklik. Byvoorbeeld van 'n hotdog stalletjie op 'n Saterdag by 'n markie tot by 'n nuwe aanslag tot finansiële produkte en dienste is dis nooit dieselfde. In enigiets hulle vir jou plan is net eintlik vir jou om in jou kop 'n struktuur te kry om deur hierdie ding te hardloop. Maar die plan werk omtrent nooit uit. Ja, plans are, ek het 'n Eisenhower wat mos die Tweede Wêreldoorlog die baas was Dwight Eisenhower wat die Japaneese gaan opdonder het daai tyd. Ja, die Tweede Wêreldoorlog, net toe hulle die bomme gaan drop het. Hy het 'n gesegde of 'n aanhaling wat hy sê plans are nothing. Planning is everything. Plans mean nothing. Planning is everything. Ja. En ek dink as Mike Tyson gesê, everybody has a plan until they get punched in the face. Maar jy moet 'n plan hê, maar dit plan beteken niks nie. Maar dit is net, dit is 'n general direction. Jy moet eintlik in daai state van planning bly. En nie dink, klaar beplan. Nou stuur vir Columbus oor die see Indië toe. Ja. Hy sal terugkom. Hy is op pad. En dan gaan laat in Amerika, ja. Ja, jy gebruik jou nuwe inligting tot jou beskikking, maar dis eintlik om in daai plan. Ek het al hoeveel keer met nuwe projekte en goed wat begin, of goed wat begin traction kry, dan moet ons aan die kliënt rapporteer en met 'n span saamwerk, en dan sal hierdie mooi waterfall roadmap. En ek het net nog nooit, wel daar sekere kere waar 'n plan regtig partykeer mooi uitwerk, waar jy absoluut moet, so sê nou maar in 'n government tender, jy weet, of eintlik enige formele kontrak wat 'n kliënt sê, goed, ek betaal einde Maart en einde Junie, en ek soek dit 2 weke voor, dan soek ek die volgende goed om afgeteken te word volgens hierdie spesifikasie. Dan kan dinge nogal so uitwerk, maar dan weet jy voor die tyd wat jy moet doen. Maar meeste van die goed is eintlik open-ended, en daar's die hele tyd curveballs en die hele tyd surprises, en as mens nie kan oop bly om met die to roll with the punches nie, dan you're gonna get punched in the face much more, jy weet, soos daai agility, en dit kom nie noodwendig van self nie. Ek dink ons is so geneig om, jy praat nou van habits, maar jy weet, ons kan so maklik in 'n habit wees om nie open-minded te wees oor terugvoer in ons lewens, oor wat gaan nou eintlik hier aan nie. Jy weet, maar is dit nie maar net die lewe wat nie so voorspelbaar is soos wat ons dink nie, en sê goed, dinge verander, maak nuwe besluite. Ek kon nie reg gewees het nie, wanneer laas was ek actually so reg oor enigiets wat gaan gebeur, nog nooit so uitgewerk nie, en maar somehow, jy weet, elke dag, ek moet selfs onlangs vrede maak, net dat, om nie so gestres te word hierdie dag nie, want ek het elke dag hierdie plan, net vir die dag, never mind my lewe, en net vir vandag, en dan, teen 12 uur, besef ek, hierdie is in sy moeren, en hierdie goed was regtig belangrik, dis hoekom ek hierdie lysie gemaak het, maar, ek sal dit moet rondskuif en omskuif, en juggle, en ja, mens maak het maar werk, maar ek meen, dit is om open-minded te wees tot die mate dat moet ook nie opgestres word oor goed nie. Dit is groot woorde, want dit vat aan ons, maar net eintlik waar kom die beheer vandaan? Is dit die emosionele opstand teen dit wat gebeur het, of is dit eintlik die calculatedness van mooi oorweging en sê, man, te moer met alles, waartoe wil ek gaan, wat moet waar uitkom, hier so ons daar kan uitkom, never mind gevoelens en so. Wel, weer in tyd. Ek dink dit is, daar's 'n ou wat ek nou begin volg het, Ben Hardy, Dr. Ben Hardy, weet sy van is Hardy, so ek dink sy Kanadees. En ek het al julle vertel van strategic coach, wat daai tyd ook in
snaaks genoeg in Engeland. Dit is hulle grootste mark is jou makelaars en so aan. So dis Dan Sullivan, baie ons weet, maar is amazing tools, maar so ook is duur, jy weet, as jy strategic coach daar, ek dink R10,000 'n maand, kwartaalliks by mekaar kom sessies, maar kragtige tools. Ek het 'n makelaar Pel gehad, hy was 5 jaar, hy was tot op die einde gegaan daar, so waar hy selfs 1 keer 'n kwartaal met Dan gesit het, amper so inner circle, wat jy nou topbaks betaal, maar kragtige tools, in elk geval. Die ou werk nou saam met Dan Sullivan, en hy het nou, hy's nogal kwaai gefokus op jou 10 jaar self, oor 10 jaar. En hoe lyk daai persoon, en hy sê die groot fout wat ons maak is dat ons dink, die ouer 10 jaar lyk soos vandag. Hy sê inteendeel is glad nie so nie. Maar dis is om te weet, hoe daai persoon, wat is daai optimale persoon, wat jy is, en nou te begin optree asof dit, jy moet begin optree. Maar hy sê ook, as jy nou 10 jaar werk, is dit baie minder druk. Ander woorde, daar is nie, jy weet, dit is nie niks is reaktief nie, dis okay, want ons werk na 10 jaar, so jy verwyder druk, jy het 'n plan, jy mik vir iets, maar dit is om het te gaan definieer, jy weet, en daai is vir my kragtig, want ek het 'n bietjie besig om jou so goed deur te kyk, jy weet, ek wil op 'n punt kom nou waar ek het nog nie oorgaan in aksie, om te sê, okay, hoe design ons hierdie ding, weet ek, wat ek presies moet gaan sit en dink, en ons weet, dink is harde werk, om te sê, okay, hoe lyk hierdie bason ou, as 'n man, 'n pa, hoe lyk die besigheid, en nie pipe dreams nie, ek wil $100 miljoen, nie belaglik wees. Grootste in Afrika, en ek het nie 'n donderse klou wat dit beteken nie. Ek dink die langtermyn, dis die punt wat ek wil maak in terme van besigheid ook, as jy 'n sterk strategie het, jy gee het genoeg tyd, dan gaan jy die golwe makliker kan ry. Jy gaan nie jou gat afskrik met 'n COVID. As ek selfs dink aan COVID, as jy 10 jaar plan het, COVID is maar nou nie daai deel wat die grafieke bietjie afbring. Ja. Maar dis nie die eerste pandemic ooit nie. So, maar dit maak jy net so bietjie minder paniekerig, sou ek sê. Maar kom ons praat so bietjie, ek wil my maand, het ons gesê het, is landbou maand, ons het Nampo wat einde Mei is. Ek weet Ernest Boervin natuurlik, heavy, ek wil die naam sê het alles, maar ek weet ook, jylle is sterk, jy het 'n paar agri-kliënte, co-ops natuurlik, jou passie, ek self met die agri-ding, so ons is nou 'n bietjie wat ek gesê het, jylle kyk nou hier so in die studio, ons gaan so vir 4 besighede koffie doen op Nampo. So ek is meer snaaks genoeg vir koffie daar met landboumaatskappye. Wat interessant is, ek kan nou nie hard uitskree wat daai is nie. Maar kom ons unpack 'n bietjie, wat gaan aan in Boervin kant? Ek weet daar is verwikkelinge, en dan wil ek bietjie hoor aan jou kant. Maar dan wil ek net in terme van, ek sal sê, 'n afsluitingstopic, ek wil bietjie weer co-ops is 'n tema wat weer hierdie week op my radar gekom in terme van co-op, subsistence farming, ensovoorts, maar ek het nou gesê, jylle is in 'n nuwe kantoor, maar jy sal klaar, wat sal nie gebeur daar so? Wel, kantoorgewys is ons maar nog besig om te soek, ek dink oor dat ek daai 10 jaar visie het vir Boervin, is ons nie nou, wil ons nie die eerste beste geleentheid gryp nie, ons wil ietsie hê wat in die 10 jaar plan inpas. Ons het nou vanoggend digitale bemarking nou nie deurgetrap soos gewoonlik nie, maar hierdie week het daar nou 2 interessante goeders gebeur, klein goedjies, maar wat nou vir my nogal interessant was. Die eerste ene is op X van die Ooste. Ja, het klassiek. Jy kan 'n fliek maak, jy kan 'n TV-reeks maak. Maar in elk geval, so dit gaan nou maar net weer oor die belangrikheid van mense naam, dink ek, en die brand en die image wat mens daar buite sit. So, daar was 'n persoon wat gesê het, hulle is op soek na 'n makelaar, wat 'n wildsplaas kan verseker tussen Bella Bella en Hylstroom. Wat binnekort gaan brand. Ek check net, ek bedoel vir insurance. Ja, niks met my lewe te doen nie.
Ek sal gaan kyk of is dit 'n Griek. In elk geval so daar op die ou einde 120 mense gekomment. Want kyk, Iemand verwys. adviseurs sit op Facebook soos soos vlee om 'n pappiesang. In elk geval en wag vir die geleenthede. Ek is definitief nie een van daai. Dis nou die laaste plek waar ek gewoonlik besigheid soek. Maar snaaks genoeg, toe is een van die eerste comments is toe nou iemand wat ek goed ken wat toe nou Boervin verwys. Kort daarna toe stuur iemand wat ek nie eers ken nie 'n foto van my kar. En op die ding en hy sê toe Boervin. En Jy sou soveel cooler geweest as hulle daai BF's opgehad het. Dit sou. In elk geval. Net het ons laas beklemtoon jy die hel uit jou. So my kar is nou gebrand. Hy's gebrand en is goed, maar daar's nie 'n lisie oor of dit nou Boervin is as dit. Dis wat die aangaan nie. Hy's nou ernstige Boervin brand. In elk geval en toe stuur iemand 'n foto van my kar en hulle sê Boervin kontak hulle. En ek reageer toe nou op een van daai comments toe nou net. Gaan net met die website en kontakbesonderhede en uit daai 120 comments toe nou uit. Volgende oggend toe ek 'n boodskap in my WhatsApp toe wil jy ou besigheid praat. Yes. So dit was nou 'n lekker digitale bemarking, selfs al het ek dit nie so beplan of is dit eers deel van my beplanning of strategie nie. Was dit wel die branding nee. Ek wil sê daar as jou kar nie gebrand was, so daar's ek wil sê vat bietjie meer krediet as wat jy jouself wil gee. Dis iets om te wys. Dis iets soos wat anders wys jy nou net die logo. Hier's 'n foto van sy besigheidskaartjie. It's a living thing, it's a cool car. Yes. Ek het toe actually gedink ek moet dalk vir my ietsie ook maar so oulike digitale, want kyk van daai mense, ek skrol toe nou daar deur daai 120 comments van daai makelaars het mooi digitale kaartjies. Maar ek dink die regte brand vir die regte need was daar so toe nou Boervin. Ek dink die name help dit onderskei. Dit klink soos hierdie ons klink soos ek dink Boervin klink soos die reg. En ek dink dit is die ding toe ons Boervin begin het, is ons het geweet ons sny meer goeders uit as ons onsself Boervin noem as wat ons include. So ons sê amper nee dankie vir 80% om onsself die obvious keuse te maak vir die 20% waarin ons wil spesialiseer. Dis is soos daai joke van om jouself die main entrance te noem. Ken julle dit? Van die ou wat ek's bang om te hoor. Die 3 ouens ek's bang die launch is slegte jokie. Shops oor het gister so grap van die main entrance. En van nou sê die een ou 3 ouens maak dieselfde shop oop langs mekaar. Die een ou sê best prices, die ander een sê boosheid deur best service, en die derde een sê main entrance. Jy laat net almal dink, as jy wil enige van daai plekke toe gaan, moet jy net hier verby gaan. Exactly, kom. So hier is 'n Britse grap wat ek gesien het, die ou, maar en sy vrou nou, hy sê hy was by die dokter gewees, en hy poepelpyn. En die dokter sê van waar pyn het, hy sê at the entrance, hy sê well, as long as you keep on referring to that as the entrance, there will be pain. So. Dis nie die ingang nie. Jy is dis nie die ingang nie. Solank die ingang bly, gaan daar pyn wees, maar dit is goed dat die dat daar so 'n beweging is in landbou. Jy weet, ek dink dat daar's 'n groot ding van dis tweeledig en is eintlik in 'n manier bietjie toevalligheid, want ons is nie, Afrikaanse mense is by no means die enigste mense met 'n landbou geskiedenis. Almal het sekere landbou geskiedenis wat jy moes eet. Maar dat ons dit
boer genoem het, jy weet, en ons is die boere. En dat Ja, hulle is nie farmer nie, nee. Is nie so cool om 'n farmer in Engeland, soos and what's your point? Ja, of course I'm a farmer. Maar 'n boer is wel vir ding van, dit het 'n bietjie van 'n stigma aan dit, as jy 'n boer is, en 'n boer hoef nie eers 'n plaas te hê nie, 'n boer hoef nie eers te boer nie. Ja, en iemand kan nog steeds voel soos 'n boer, maar ja, daar's iets van dit, ek dink dit het in ons kultuur deel van ons, bietjie van ons identiteit geword, dat landbou is iets om in trots te vat, en Is dit definierende, is 'n kulturele, ek wil sê definieer ons kultureel. Dit gaan baie verder as net 'n job, 'n werk. Daar's 'n etiek gekoppel aan dit, ons verstaan dat dit is waar ons eintlik jy weet, daar's iemand wat daai commitment het om te boer, en ek dink daai is 'n flippende groot ding, jy weet, ons almal ken die goed van, aan die een kant 'n boer maak 'n plan, maar dan is daar ook die ding van die boer se werksetiek van, daai vroeg in die oggend opstaan, oestyd is oestyd, jy kan nie naweke afvat, want dis naweek of sulke goed nie, weet, en ons trots in dit. En ek dink, dit is ook waarom ons spesifiek in so groot aanvraag internasionaal is, as werkers. Stuur ons enige plek heen. Ja, jy oor daai werketiek, maar dit bring my nou weer op 'n ander punt is, ek dink hoe meer van ons familie en vriende en mense oor see gaan en groener weivelde daar gaan soek, ons wat agterbly, oordat ons wil, nou nie agterbly klink nou asof ons nou agtergeblewenes is. Ons wat kies om hierso te bly, raak so bietjie meer patrioties, dink ek, en so bietjie meer hou vas aan daai identiteit van boer wees, en dit word vir ons die laaste paar jare se duidelik in die mark, dat die boer en Afrikaans 'n nuwe leefstyl geword het en 'n nuwe lewe gekry het. As mens net kyk na al die nuwe handelsmerke. Ja, die leefstyl handelsmerke. Ja. Jy weet, in terme van klere en daar is iets vars al buite, dit is nie... Ek dink nie op enige groot landboudorp is daar meer Land Cruisers as in Pretoria Oos nie. So daai kultuur het versprei. Ja. So ja, dit is 'n kultuurding, dit is 'n trotsding, en ek is trots dat ons deel daarvan kan wees. En ek weet, kyk ook, gaan nou 'n bietjie 15 jaar terug, ek het ek kan seker sê ek is bevoorreg dat ek het klomp seminare en praatjies en goeters al bygewoon oor landbou en grondregte en die progression van die Suid-Afrikaanse wetsraamwerk. Daar's klomp ouens in Suid-Afrika wat al baie lankal die ding wat nog altyd die situasie mooi dophou en sien wat gebeur, en nie net wanneer dit gebeur nie, ook vooruit skat en sê wel, sekere goed nie eers beskatting nie, daar so is wetsontwerpe wat uitgestuur word, en daar's besluite wat op sekere vlakke gemaak word, dat dit voorspelbaar is, voorsienbaar is, in watse rigting dinge gaan, en ouens was nog altyd ingelig en vocal daaroor, maar ek het ook al baie keer gevoel, partykeer is dit baie doemprofeterig, jy weet, asof aan die een kant, ja, daar's sekere slegte nuus, die Formule 1 se qualifying reels verander, en aan die begin is mense upset, die tyres reels verander, dan is ouens upset, maar ultimately pas ons aan en ons speel die game volgens die reels soos wat hy nou is. So, daar aan die een kant is daar die werklike vooruitskatting van, okay, hier is nie conspiracy of iemand wat dink hulle kan voorspel of net 'n trend nie. Hierdie is die werklike plan. Daar's afgekondigde beleid, daar's adopted policies, adopted plans en nuwe bills wat uitkom en uitsprake. So uiteindelik kan 'n mens sê dinge behoort in daai rigting in te gaan binne sekere raamwerk. Maar dan ten spyte daarvan, as ek regtig, dalk was ek te fatalisties of negatief of naïef toe ek daarna geluister het destyds en het self nog nie 'n goed genoeg view van die wêreld gehad nie. Maar vir my was baie kere die gevoel wat ek gekry het as ek by sulke praatjies is dis afdraande, dis moeilikheid, dis rarig.
En dis miskien nie die punt wat daai persoon daai dag wil maak, maar dis nie die waarheid vir die hele lewe en die hele samelewing nie, want ons is nou 5 en 10 en 15 jaar later, en dis is Fok of Belisika sing, en soms lyk als maar nog steeds dieselfde. Dit is jare later, maar okay, wat het verander? Soos toe ons in 27 April 1994 gedag het, ons is in ons moeder. En dit was gister? Hoeveel jaar later? 29 jaar later. Nou. So nou, dit, en ja, dinge het baie verander, maar wat het die verskil gemaak? Nie noodwendig die feit dat dit nie verander het nie, maar eerder die feit dat dit mense gereedheid daarvoor en jou ingesteldheid. En ek geniet baie om vir die Roelof Botha te luister. Ek gaan kyk of ek vir ons 'n praatjie van hom kan opneem wat ek binnekort gaan bywoon, is wat hy, dis ongelooflik, ek meen hy's 'n dokter, hy's 'n professor, hy is 'n ekonoom van nout, en wanneer jy na sy praatjies luister, dan gee hy vir jou die harde feite, maar dan gee hy vir jou daai rede om positief te wees. Byvoorbeeld, hy sê, ja, ek gaan nou nie maak of dit nou sy actual goed sê, maar die tipe goed wat hy sê sal wees soos, ja, die ekonomie het nou so en so verlaag. Maar, kom ons gaan kyk in die verlede, siklies, hoe het die ekonomie gereageer op so 'n tipe situasie? Ons het 5, 6 voorbeelde van hoe ons sterker uitkom, of dit lyk nou so sleg as jy so en so daarna kyk, maar sien dit in die lig van die volgende. Besef jy, daar's verskriklik baie rede om regtig optimisties te wees en nie te voel, dis die einde en... Kyk, een ding wat ek daarby wil aansluit wat vir my baie opvallend was, en ek kan nie onthou of ek het genoem het die laaste keer wat ons gepraat het, want ek weet ek was by 'n besigheidsfunksie net vir ons met vakansie gegaan het. Wanneer was dit? Toe het ek julle vertel van die Duncan, ek bly sy vergeet van Africa House. Ek vertel van Africa House. So Africa House is... Nog een noot, asseblief. Nog een noot. Africa. So, hulle is ek sou sê, ek sê dit nou my woorde, is hulle is die go-to organisasie as jy enigiets in Afrika wil doen. Met ander woorde, jy wil spaghetti launch in Tanzania, Nigeria, Egypte, gaan hulle toe. Hulle het voete, letterlik vingers in al die lande, so hulle die connections, hulle is experts op Afrika. En across the board, hulle weet presies wat gebeur in elke industrie. Kyk, ek wil sê, the name of the game op hierdie stadium is mos maar olie, is energie, nee. So daar is verskrik. Soos byvoorbeeld, ek het nie geweet, ek het die aand op die praatjie uitgevind van die gas wat hulle mos nou in Namibië gekry het in die Oranje rivier basin. Dit is nou 'n paar 100 kilo's in die see, maar hulle is, daar is basically olie, wil ek sê, in Namibië, wat nou gekry het. Dit is sulke goeders, maar hy sê toe 'n baie belangrike ding, veral as jy dink Afrika se EU model, nee, wat ek weet, die naam het al so baie, wat is hierdie, dit is mekaar, dit is ons SADC gewees, of ek kan nie onthou. Ja, dat is SADC en dan die African Union. Dis die Union, die African Union, nou, wat ons moes nou cross-border, om die trade te vergemaklik, en daar, toe sê hy dat, ja, Suid-Afrika, almal praat die hele tyd van ons as 'n gateway. Hy sê maar, dit beteken, dit het al lankal verander, dat beteken nie ons kom noodwendig hulle hoofkantoor hier vestig en so aan nie. Hy sê maar, wat Suid-Afrika wel, wat ons moet wakker voor wees. Hy sê, is 'n Afrika-strategie. Hy sê, Suid-Afrika het nie 'n Afrika-strategie nie. Ons strategie is, hoe kry ons Amazon hierso om hulle nuwe hoofkantoor in die Kaap te bou? Jy weet, of Ramaphosa, hoe kry ons 4 triljoen se investments, wat ook al, wat hulle, ons weet nou die vader alleen weet, wel nie die potholes meer gaan regmaak nie, maar die punt is, hulle probeer altyd geld inkry, in steede van te sê, hoe verkoop ons aan Afrika? Hy het die voorbeeld gebruik van Turkye, Air Turkey, klink soos lig, weet, hoender ligredery. So ons het daai tyd toe ons teruggevlieg het, of teruggekom het Suid-Afrika, toe vlieg ons met Air Turkey. Ek het gedink jy's ei-chicken. Dis ei-chicken. Dit klink nie so goed in. Ek gaan sê Turkye. Dit klink, ons kan nie grappies maak op die Afrikaansie. Maar behalwe dat ek, een van my
aangenaamste ervarings was op 'n vliegtuig. Weet, nuwe vliegtuig, Mediterrane kos, nie warm en baie mooi lugwaardinne wat dink ek nie noord is van 30 nie. Jy weet, ek nou met Delta gevlieg het onlangs Amerika toe. Dis die oudste, nie dat daar fout is nie, maar ek het nog nooit so oud crew gesien nie. Dis klomp gryshare. Nou aan die ander kant is daar dalk 'n goeie strategie. Jy weet, jy het goeie kliëntediens, mature staff, maar ja, hulle maak jou rustig. Is 'n PR ding. Hulle sê luister, as ons staf so oud is, hoef jy nie te worry. Jy moet nie worry, alles solank die engine nie so oud is. Solank die vliegtuig nie so oud is, die staf is dat is alright. Dat is alright. Maar die hele so hulle Turkye het 'n Afrika-strategie. Hulle is besig om baie aggressief uit te brei in Afrika met van 'n lugredery perspektief af. Maar hulle het 'n Afrika-strategie. So wat ek probeer sê is, en ek verstaan, ek is nou nie naïef dat veral kon sê met is 'n prokureur in 'n finansiële dienste, daar's wetgewing, dis sommer maar net, dis nie soos digitale bemarking nie. Ek kan nou môre kan ons digitaal gaan bemark in die Kongo. Daar wetgewing gaan ons nie keer nie. Julle twee kan nie net môre gaan cut and paste nie. Maar daar is geleenthede. Daar is geleenthede. En ek dink jy het dit mooi opgesom. Jy het my actually 'n gedagte of idee gegee dat as jy praat van landbou, ons word die heeltyd baie nou vergelyk met Brasilië. Nee? En Brasilië is baie dieselfde in terme van, behalwe dat ons nou deel van BRICS is en so aan. Maar ek weet, jy kan nie Suid-Afrika met India vergelyk nie. As jy kyk na Brasilië, dit is in terme van daai ekstremiteite, wil ek sê. Jy het 'n kosmopolitaanse komponent daar, Italianers, Duitsers, wat deel is van die DNA, Japaneese, wat deel is van die DNA van Brasilië. Ek dink daar's 'n moerse Japaneese gemeenskap, ek weet nie of julle dit weet nie. Helse Japaneese gemeenskap in Brazil, en dieselfde met die Duitsers, te weer van daai verder op in Brasilië het jy Duitse, hulle praat nog Duits, man, weet, hulle dans nog in Duits, soos maar is Brasiliaans, soos hier wat ons, ek wil sê, is baie vir my soos Afrikaners of Suid-Afrikaners. Punt van my storie is dat hulle het eerste wêreld infrastruktuur op een plek, en aan die ander kant het hulle ry verby in die shanty towns. Ek onthou die laaste keer wat ek gehoor het 'n Formule 1 ouens probeer beroof, was dit in Brasilië. Jy verstaan, ek dink was Jenson Button nog, wat hy sit in sy taxi, kom ouens met gewere aangehardloop. Verstaan jy, ek dink dit sal eers in Suid-Afrika gebeur, maar die punt is, jy het daai ekstremiteite van 'n shanty town, en net al langs dan kan hulle die wêreldbeker, sokker, jy weet, hou, of die Olympics, hulle die Olympics gehou, Rio. Die vraag is, kyk ons wat daar nie gebeur is, en by the way, baie sosialisties, baie vakbonde, baie sosialisties gedrewe agenda, en actually in hulle kultuur. Dis nie as regerings hier probeer die ANC dit forceer, daar is dit normaal, hulle is, die werker kom eerste. Ons bestudeer dit nie nou, ek wil sê goed genoeg nie. Ons gaan kyk nie hoe lyk finansiële dienste, as 'n voorbeeld, in Brasilië, in landbou nie. Dis my punt. In landbou, nie gesê hoe lyk dit. Jy wat op landbou gefokus is. Jy as 'n prokureur, hoe lyk legal hoe lyk die co-op modelle in agri wat gaan aan met bemarking, Jacques Besson, in Brasilië in terme van die agri industrie. Wat doen hulle om hulle boere beter te bedien? En. So dis weer daai dat ons moet pas op dat ons nie in ons bubble operate nie, of dink ons is uniek. En ek dink dit is die punt wat jy nou gemaak het. Ek dink ons is uniek in ons omstandighede nie, want ons is nie. Daar is altyd iemand wat slegter af is, of groter probleme het, en of beter oplossings het. Water, ek laat julle met 'n laaste voorbeeld van Brasilië. En hoekom Brasilië vir my uitstaan is, daar's 'n ou, ek weet nie of julle van Ricardo Semler al gehoor het nie. So Ricardo Semler, Semler, so as julle ouens wat luister ook, gaan Google hom. Hy die Semler, ek dink sy Semler, hoe ding wat sy boek se naam is.
Ek dink hy is een van die suksesvolle entrepreneurs wat baie ons nie van weet nie. Hy is for all intents and purposes 'n biljoenêr, 'n dollarbiljoenêr, maar jy weet nie van hom nie, want hy is ook kyk, in Brasilië is hy soos, en ek wil nie sê Richard Branson nie, want ek hou nie van Richard Branson, ek ry nie vir Richard Branson nie, dit is soos dit, op daai level, maar is 'n ou wat van onderaf 'n besigheid kon opbou in omstandighede wat haaglik was, maar hy is verskriklik passievol oor opvoeding. So een van die probleme wat hulle oplos is om te sê, hoe oortuig jy 'n 16-jarige drugdealer wat $10,000 'n maand maak, dat dit beter is omdat hy moet gaan leer? Hoe oortuig jy hom om te leer? Jy weet, so hulle deel met daai tipe van goeders. So weer eens, baie naby aan ek sê soortgelyke probleme wat ons het. Maar ja, mens moet daai goed bekyk. Daar's baie keer is daai wiel is al lankal gereenwend aan daai kant van die water. En ek wonder, weet julle van plekke waar kleiner landbou produksie. Dit is altyd iets wat my fascineer. Ek wil 'n bietjie daar gesels. Dit is skrikkelike klein plots, né? Ja, ek verstaan daar's 'n baie groot ding van economies of scale in landbou. And at some point you're effing around, dat daar sekere goed, jy moet nie klein skaal dit of dat wil doen en impak wil maak nie, maar ek is altyd geïntrigued deur, wat is die kleinste nisboere? Ja, soos klein. Ja, jou kleinste, soos slakke, dit is seker tipe goeders, of praat meer van die area. Selfs daar by julle gaan nou 1 hektaar stuk grond koop en julle bou 'n sekere deel daarvan, jy het 'n paar springbokkies. Jy kan, soos daai vriend van my wat 'n kilometer of wat van daar af 2 groenhuise opgesit het. En hy het 'n permaculture in die een. Jy weet wat hy volledig en dit het tyd gevat, dit was duur en alles, maar ek wonder net wat is en ek weet ook dit is nie altyd lewensvatbaar nie, want jy kort 'n sekere hoeveelheid water, maar veral waar mense kleinerige greenhouses kan opsit. Ek het dit nou hoeveel keer gesien dat vir 50 tot 100,000 rand kom mense aan die gang met 'n basiese greenhouse, en ek weet daar's allerlei komplikasies, en ek wil die laaste ding wat ek wil doen is oorvereenvoudig, maar ek wonder net of mense dit nie partykeer oorkompliseer om vir jouself 'n basiese produksie iets op te stel, en op daai vlak wonder ek, dis iets wat ek persoonlik baie graag wil advocate vir, dat dit meer 'n ding word, en dat daar modelle en strukture en support is vir dit. Jou grootste, so jy, as 2, ek wil sê, dele. Die eerste een, ons praat nou van nis, natuurlijk as jy nou slakke, as ek dink aan laventel, sekerlik nou die hoogste opbrengs wat jy kan verdien. Laventel, lavender, ook 'n klein spasie nodig, baie geld, jy kan maklik, ek bedoel, hy is nou nie, dink nie, is 'n sensitiewe wat is dit, 'n blom, 'n plant nie. En dan tweede is dit kos. So ons praat nou van subsistence farming in Suid-Afrikaanse konteks is voedselsekuriteit. En ek gesels die naweek weer met 'n ou van weet as die regering so klein bietjie wakker was, is weer eens, as jy wie ever in die 21ste eeu, nog altyd actually, wie ever die kos verskaf, swaai die scepter. Veral in Suid-Afrika. En dit gaan nie oor die 350 randjies nie, want dit is nie sustainable nie. Maar om vir oud, om self te help, om homself te voer, almal is nou natuurlik, ek wil sê, dis weer daai kom terug na ons MVP voorbeeld. Moenie met my gesels hoe kry ons op surplus nie. Kom ons bied R350. Yes, daai is so goeie. Kom ons bied 350 en by ons bied nie net, ja, en ons bied 350. Vir my is dit, kom ons kyk of hy kan R500 maak, en by the way, net somme kos ook. Die R500 gaan nie vir kos nie. Dit is, hy kan nou gaan koop by die Spazo shop, dit is 'n luxury. Die waarde van dit is, in plaas daarvan om geld te moet kry en kos te gaan koop, kan jy nie net self direk die waarde verbou nie. Korrek. Ja. En dan die ding is, soos wat jy gesê het, as jy nou 'n hektaar stukkie grond het, is hoe hoog is 'n hektaar stukkie grond? So mense boer boontoe deesdae, in die nisboere. Ek meen, as jy daar op Linwood uitry, sien jy daar so 'n greenhouse effek ding op die
regterkant. Hy's hoog, hy's hoog. Daar. Jy Dis 'n hele paar mooi ding. verdiepings hoog. En daai ding is nie 'n hektaar groot nie. Ja. Hy is op 'n groot stuk grond, maar daai visie self is nie 'n hektaar. Ken, So jy kan groot gaan. Kyk in Nederland, ek meen dit is 'n heeltemal 'n ander wêreld daai en goeters, maar hulle intensiewe boerdery, ek meen dit is van die beste boerders in die wêreld. Is hulle nie, jy's reg, maar hulle is hulle nie soos die tweede of die derde grootste in die wêreld. Dit is crazy wat hulle astonishing produseer. Absoluut optimaal. Ek moet versigtig wees om nie in die veld van die tegniese goed in te gaan nie, want ek besef my beperking is huge. Ek weet niks, jy weet van, ek het al 'n paar bome geplant en geoes waarop ek baie trots was en dit het my die gevoel gegee van ietsie verbou, maar ek het geen illusies dat dit 'n heeltemal 'n ander storie is om 'n hele produksie te moet run en uitvoer nie, en daar's ongelooflike baie risiko's en so aan, maar ek dink tog ek sien al hoe meer daarvan dat mense begin om vir hulle self ietsie op te stel, en ek dink wat my fascineer van dit en hoe ek dalk geleentheid daarin sien, maar nie net 'n geleentheid nie, hoe ek ook dink dit is of suppose om vorentoe te gaan, is dat waar mense apart een vir een of soos wat hulle wil, hulle eie ding aan die gang kry, dink ek die geleentheid lê daarin om op die sekondêre vlak eintlik hulp en ondersteuning te gee vir sulke iets. Sê nou maar jy wil nou daar begin, en wat ons vir jou kan bied is om op 2 vlakke vir jou te adviseer om jou greenhouse op te sit. Daar's 'n praktiese en tegniese kant, en dan's daar 'n administratiewe kant van wat finansiëel, boekhou en legal, kyk na die kontrakte en regte en sulke goed. Nou as jy daai 2 goed vat en jy sê goed, ek het die grond en ek gaan my geld insit, ek gaan besluit wat ek plant, ek gaan besluit hoeveel ek spandeer en so, maar iemand kan jou kom adviseer en sê goed, ons weet don't do that, rather do this. Ons kan jou adviseer. Ons kan jou help om die goedkoper te koop, want ons help klomp ander mense om dit aan te koop. Ja. Ons weet die boekhou vir so tipe ding, man, hier is 'n eenvoudige stelsel wat jy 'n template stelsel wat jy mee kan. Maar hy hou nie van die woord templates nie, maar hier sal hy nou. Wel, ek dink actually, ek dink jy moet baie versigtig met dit aandeel. Jy weet, en om te sê, weet, daar's 'n basic due diligence checklist. Jy weet wat 'n mens kan run. Jy wil nie 'n groenhuis opsit as jy op in dalk in Centurion bly op 'n moontlike sinkgat nie. Want jy soek nou vir moeilikheid, jou huis kan dalk inval. Maar of wat ook al, daar's klomp sulke tipe oorweginge, posisionering en wat nie als nie, en mens kan mense selfs help met finansiering en weet die siklusbeplanning. Daai is, en dit sluit mooi aan die gesprek wat ek met my pel Franny. So Franny is 'n malaria specialist, hy's aan Durban, en hy's 'n expert wanneer dit by Mosambiek kom. Hy werk saam met een van die stigters van Nando's. Van die joetjies wat Nando's begin het, so hulle het mos groot chili plase daar. So hy sien, hy het my die chili voorbeeld vertel, ons eergister gesels. En dit kom terug na wat uitgekom het is die kibbutz model weer. Nou, interessant, die kibbutz model is asof ons dit so los gebruik, maar niemand gaan en jy weet, trek 'n paar Israelies in nie. Nou, ek weet die regering gaan dit doen nie, want dit is interessant, die regering is lief vir Rusland, en ons weet, die Afrikaner en ons is lief vir die Israelies, en vice versa, histories, ons baie goeie verhouding, en ons weet die ANC like nie Israel nie, maar die punt is weer, kerels, hoekom, en weet net, dalk is ek naïef, dalk is dit weer in teendeel, ek dink, daar is heel moontlik, en ek het al vir julle gesê, hoe ouens geïsoleerd operate en het best practice, ons weet net nie daarvan. Want ons het al gesien, ou in die Oos-Vrystaat weet nie wat die ou in die Wes-Vrystaat doen. Never mind in die Wes-Kaap, Noord-Kaap. So dis deel van wat ek as 'n persoonlike doelwit beskou is, hoe hang ek hierdie inisiatiewe aan die groot klok, sodat ons kan data begin deel. Maar die punt is daai met hierdie chilies, nou ek kan vir julle 'n praktiese voorbeeld ook gee van, in Appington het jy die van 'n Kolf familie, wat mega boere is, soos die Gok van 'n Kolf is die seun, en Gok het daai tyd, hulle het klomp, wat baie gediversifiseerd, natuurlik druiwe is 'n groot deel van, maar hulle het 'n organiese rosynkie, wat noem jy dit? Aanleg, plaas. Ja, aanleg, nee, verpakking, whatever.
Maar in die proses, omdat hulle die afsetpunt, met ander woorde, en hierso as ek het sien, kom terug na MBT, as jy vir my kan sê, as ek nou iets kan produseer, dan kan ek môre verkoop, dan gaan ek mos alles in my vermoed doen om dit nou te skep, want ek weet, jy gaan dit koop, and by the way, dis 'n beautiful besigheidsmodel, as jy weet vir 'n feit, en ek dink dis wat landbou, ek het daai tyd gesê, dis hoekom baie boere so arrogant is, want hy sy milies is klaar verkoop, die dag is sy milies moet gaan verkoop, en ouens kan vir hom sê, man, jy's 'n poepel, vat jou milies en bogger off, dan wil ek sien hoe die boere se houding verander, nee? Ek kom weer terug, en ek sê dit baie krities, is maklik as jy weet, iemand gaan jou staf net vat, imagine nou net, elke keer as ek net opdaag by die kantoor het ek 'n nuwe kliënt. Hoe lekker is dit, nee? Ja. En hy moan ook nie eers te veel nie. Hy vat sommer wat ek vir hom wat ek het, vat hy. Want hy moet by my koop. Ja. Hy moet by my koop. Okay, maar soos ek sê, daai is 'n storie vir 'n ander dag. So Gokkel het 'n afsetpunt vir organiese, met ander woorde, hulle die supply chain om daai te gaan verkoop internasionaal. Nou sê ons kor die produksie. Nou kan jy na die boere toe gaan en sê, luister boys, hulle by hulle doen 18 ton 'n jaar. Dis crazy. Nou begin van die plaaslike boere organiese rooseytjies, want hy weet Gok gaan dit by hom koop. As ons die voorbeeld vat van chili, wat hulle begin doen het in Mozambique is, Frannie vertel my, hulle het letterlik by die ouens huise, begin hulle chilies plant. Kry. Hulle skep die aanleg, met ander woorde, buddy, whatever julle produseer, ons vat dit. Maar in daai proses, maar kom uit die blokke uit, en dan wat natuurlik volg is, okay, kom ons help jou 'n bietjie meer, jy het nou 'n bakkie vol chilies, kom ons help jou om te kyk of ons 1,5 bakkie vol chilies kan produseer, en dan kom die education. So ek wil vir jou sê, is die geleentheid wat ek sien veral, is dat bring die afsetpunt, kom ons identifiseer, waar het jy die guaranteed sale, en ons reverse om terug, en ek sê vir jou, dan moet jy check hoe vinnig pop wat noem jy die groenhuise op. Amper soos build it and they will come. So yes. So, baie mooi voorbeeld van daai wat ek al gesien het, dit was daar nou 'n rukkie terug, so ek glo dan nie, dit is iets wat nou enige mate vertroulik is of so nie, maar dit is nou baie jare terug, het iemand met die idee na vore gekom om 'n vegetable dehydration plant, eintlik in samespanning met die regering, so te posisioneer. In spanning met die regering. Ja, dit is gespanne met die regering. In spanning, want ja, dit is about meer spanning as saam. Maar nou sit, so wat dit basically is vegetable dehydration, is 'n proses wat jy aardappels, wortels, baie tipes, enige tipe groente en vrugte net uitdroog. En met die effek dat jy hoef hom nie in cold storage te hê nie, sy raklewe is eksponensieel langer, en jy kan hom makliker verpak, en sê nou maar jy ship nie water rond nie, exactly. Wat jy hom ligter maak. Ek dink dan dat daai 18 ton wat roosantjies is, hoeveel ton se drywe was dit, nee? En nou het jy, sê nou maar tronk, moet in die oggend iets maak, of teen lunch iets maak. Hoe laat moet hulle al opstaan om die wortels te skil en te sny en te kook en goed, waar as hulle wortels kan kry wat klaar gesny is, en jy gooi hom net in die pot, is obviously baie meer ideaal. Nou hospitale en tronke, en daar's klomp plekke wat klomp hoeveelhede kos moet koop en kook, en eintlik groente nodig het, maar die raklewe is so kort. So toe het hierdie model dat as jy die dehydration plant kan opsit, en die groter boere van die area dra eintlik die lewensvatbaarheid, want hulle lewer daai eerste kritiese massa, sê nou maar 70-80% van die produksie wat nodig is om aan jou kontrakte te voorsien. Skep dit 'n geleentheid vir kleiner boere wat sukkel om die hoeveelhede te commit en die kwaliteit te commit en so aan, gee dit vir hulle 'n geleentheid om wat ook al amper hulle produseer te kan lewer. Natuurlik binne sekere raamwerk van standaarde en goed, maar jy het 'n baie laer standaard nodig as dit wat op die rak gaan en wat mense koop met die oog en goed.
En daai is vir my so pragtig voorbeeld, dis jammer dat daai het nie uit te werk nie weens die konsep nie, maar ek dink dit was die samespanning, dat dit om met die regering saam te werk. If you can simply do it, then you can possibly do it, maar die deel van die probleem was, in Suid-Afrika, as jy produksiehuis soos daai het, wat net klomp nie non-empowered leveranciers het, wat lewer, dan kan jy nie in regeringskontrakte die job close nie. So dit was 'n ding wat 'n mutualistiese benadering was nodig, almal se inkoop was nodig, om dit uiteindelik te werk. Daai wat jy sê, daai afsetpunt, daai offtake agreement. Maar nou kom dit terug na die Afrika-strategie toe. So dis weer 'n kwessie van dat ons geleentheid lê nie in produksie nie. Ons geleentheid lê, daar's my 2 duidelike angles, of wat ons eers in plek moet kry. Ons moet weet wat is best practice. Waar werk dit reeds? So dis 'n bietjie marknavorsing om te verstaan. Hier's 'n model, hy's oud, soos die kibbutz. Kibbutz is nie, dis 'n ou model, werk soos 'n bom. Hoe replicate ons dit? En ons hierdie kinders, wat werk nie, of wat is dit? Kan ons hom cut and paste in 'n Suid-Afrikaanse konteks? Ja of nee? Heel moontlik ja, want Israel was 'n woestyn en is die gemeenskap vir die gemeenskap. Was 'n grappie toe sê dit werk soos 'n bom. Dit was, toe ek het sê, toe besef ek dat of 'n bomafweerder, dit werk soos 'n missile wat met daai goed wat die missiles afskiet. Ja, daai dome, Iron Dome. En tweedens is dit, waar is die afsetpunt? Wie gaan dit koop? Wie soek dringend, soos 'n landboumaatskappy wat hy wil die silo's, hy soek mielies nou. Bring vir my daai mielies, bring. Dis nie hoor nie, sorry ouens, ons het genoeg mielies, dankie. Gaan damp die res nie. Daar's altyd 'n behoefte daaraan. Waar is die afsetpunt? Wie gaan dit koop? So ek dink tussen daai 2, as jy dit kan bewerkstellig, selfs net om 'n afsetpunt te identifiseer, they will produce. En nou wil ek 'n funny ding sê, dat jy nou te praat jy van die ou wat jy praat oor hierdie basiese idee, dan uiteindelik sê iemand, dit gaan nooit werk as jy nie hierdie industrial revolution 100 miljoen spandeer het aan die software en die Elon Musk hulle ingebring het nie. Maar ek wil ook sê dat daar's vir my tog 'n bietjie van 'n mate van waarheid daarin, in die sin van dit wat ek gesien het van landboutegnologie. Uiteindelik gaan jy baie stupid wees om te probeer om te veel op 'n clipboard of 'n spreadsheet te rely. Sodra jy meer as net jou eie selfs jou eie produksie wil jy eintlik mooi trek en goed beplan. Of jy tos rond, so, maar as jy wil begin op enige vlak mense help, en ek dink daarom is die goeie nuus, daar is alreeds klomp antwoorde vir goed daar buite. Weer eens wat jy sê, if you're serious about it, you have to do some research en gaan uitvind, okay, wat werk, hoekom werk dit, wat is die beste scenario's daar buite, want ek weet ek het een keer met 'n ou gepraat in COVID tyd, dis daar groot supply chain issues en kos droog op en goed, en ek sien hier die een ou, sy dink hulle is Australian of New Zealandish, en hulle is Ag Unity, is hulle naam, en hulle is baie besig hier in Afrika om te help met voedselsekuriteit inisiatiewe. Nou wat hulle gedoen het is 'n tech-based solution wat mense toelaat om in rural areas met 'n gewone telefoon, eintlik soos ek dink amper so basies soos USSD of iets, ek is nie doodseker, ek dink amper hulle het 'n baie basiese handset wat baie cheap is, maar wat basiese apps kan run, maar die groot ding is hy het 'n mate van offline use ook, wat 'n moerse realiteit is om 'n stelsel te hê wat online en offline by mekaar kan uitbring. So jy het nie heeltyd hierdie heeltemal real-time data nie, maar jy moet nog steeds goed genoeg kan funksioneer. Nou wat die effek was van daai basiese app wat hulle uitgerol het, en ek kan nie onthou wat se land in Afrika het was nie, is jy sê nou maar mense tot al hierdie $30 of wat ook al handheld unit met hierdie app op vir mense te gee, was dat die mense wat in hulle rural communities verbou het, wat gewoonlik al hulle produkte na die mark toe moet vat,
daar te sit en of iemand koop bulk die hoop of sit daar en wag tot jy dit uitverkoop het, is die verskil dat iemand nou voor hulle daai trip maak, indikasie kan kry van wat reeds op die mark is. Hulle kan hulle order eintlik al reeds op die mark plaas en sê ek wil daai dag kom. Mense kan al reeds bestellings plaas en sê ek wel as daai dag daar is, wil ek soveel van dit vat. En dit is vir my 'n pragtige, as ek dit kan noem, nucleus. Daar is die essential component in my view, is dat jy verbou eerste net vir jouself en nou moet jy iets met jou surplus doen. Wat doen jy met daai surplus? Jy moet dit na die naaste moontlike afsetpunt toe kry om dit te optimize. En deur dit reg te kry, skakel dit outomaties, jy weet die storie van die Avo boer, wat sy vrou in die Fruit and Veg City is, en sy soos, man, ons Avo's is in die stoor, ek soek net ene nou vir die slaai, koop sy ene wat van hulle plaas afkom, wat via Pretoria terug in Limpopo is, want dis wat gebeur. Nou, daai tipe goed so, aan die een kant om net jou eie te verbou, dat jy iets het, 'n surplus te genereer, wat jy aan effectively eers jou bure kan uitrol en verkoop, en dan 'n surplus kan mark toestuur. En om daai basiese transaksie te kan fasiliteer, dit hoef nie eers perfek te wees nie, maar ja, jy het tegnologie nodig. Maar ek dink tegnologie is uiteindelik nodig, maar daai is vir my 'n minimum viable product, wat sê dat selfs met 'n app wat offline kan werk, met die heel basieste smartphone tegnologie huidiglik, het jy 'n ding wat funksioneel genoeg is dat dit 'n massiewe impak in daai gemeenskap. Nou kan die mense, dit het actually gehelp, dat daai mense uit subsistence farming kan uitkom. Want gewoonlik, hulle was so inefficient in hoe hulle transaksies moes mark toe kry en geld maak daaruit, dat uiteindelik is dit eintlik maar net weer om jou saad te koop. En Kenia is 'n voorbeeld daarvan. Dis weer best practice in terme van doen hulle so tipe. Ja, kyk, hulle is die leiers in terme van jou wat noem jy dit? Ek wil sê die e-wallet, die hele e-wallet konsep is, hulle het alles in met, wat noem hulle dat, 'n naam vir die ding, maar dit is baie te make met ook visibility, byvoorbeeld ook, kom tel jou produce ook, jy koop 'n stukkie spasie op die trok, en hy kom al my milies, ek moet nie die hele trok, ek kan hom nie bekostig nie, ek kan hom nie vol maak nie, maar nou sit soos ons deel die container op in stukkies, ek het soveel milies drop hom, so daai hele, maar weer eens, is net nie oor die grens. Dis net om te gaan nader buite te bestudeer, en ek sê weer, ek sê verbaas wees as ons etlike 1 of 2 voorbeelde in ons land het waar dit reeds gebeur nie, ons weet net nie daarvan nie, en dit is die geleentheid, is ek wil amper sê om hierdie subsistence farming, wat ook al, ons moet hierdie best practice begin visible maak, en sê, okay, hierso is 'n resep, wat wil jy bak, wat wil jy maak, en by the way, as jy hom bak, ek weet onmiddellik waar jy hom gaan verkoop. Nie of nie, ek weet onmiddellik waar jy hom gaan verkoop. En dit gaan die stap, en natuurlijk, en ek sê die obvious, bly weg van die regering al wat dit aan betref. Dit gaan 'n privaat, en jy het nie die regering nodig nie. Weet of ek wil sê, nou gaan bedel hulle $4 miljard of wat ook al, en wat ek sê, wat ons nie weet wat daarmee gebeur nie, of gaan klop ons aan die deure internasionaal en sê, ouens, julle $10 miljoen US vir ons is deel van julle corporate social responsibility in Afrika, en ons werk direk met jou. En dit gebeur, dis nie eers 'n nuwe konsep nie. So ons het klomp ouens hier in Suid-Afrika wat in daai internasionale, die groot maatskappye se dollars intap vir hierdie tipe van ding. Maar as jy net vir hulle 'n slim plan bring, ek kan vir hulle klomp voorbeelde, Fetola, gaan check 'n bietjie Fetola in die Kaap uit, FETOLE. Next level klein sake ontwikkeling, tap in die groot seuns se budgets in, optimalisering van klein fabriekies en dit gebeur, soos ons hier sit. Die meeste ouens weet, ek het nie geweet van hulle, as dit nie was vir die Belg wat ek ontmoet het nie. Maar in elk geval, luister, ek wil dit oprap, is lekker om julle ouens op te vang, en ek sien hulle oor 'n paar weke, sterkte vir my. Alhoewel, as ons weer terug is dit na Nampo. So ek wil 'n uitdaging daarby te sit, jy kan dit ons dan nie live nie, jy kan dit uit-edit. Wat van... Wil jy nie sê as ek het nou spesiaal met uit-edit nie? Okay. Ja, ek joke. Begin nou, nee. Dat
laas jaar toe ek hier by Nampo gekry het, toe gaan sit ons daar en luister na daai praatjie. Nou, hoe moontlik of onmoontlik sal dit vir ons wees om shoppie te gaan opsit, studiootjie, vra net, waar ons 'n paar mense bietjie gesprekke kan ontlok. Ja, is nie so maklik. So maklik. Ja, dit is maar ek selfs in die dorp, imagine ek ken nie mense wat daai goed aan mekaar sit. Ek weet ek vir se eerstehands is geanker. Anyway, maar kos praat jy nou daaroor. Goed om julle te sien. Yes, dit was lekker om terug te wees. Ons gesels, ek sien uit ons chat aan post. Yes. Nampo. Ek sien uit. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.